Ons is reeds op ons tweede aand van die week van gebed. Onder die tema geseënd is die Volkskerk van Afrika. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Dankie Here dat ons ook hierdie aand voor U kan dra. Dat ons ook hierdie geleentheid kan meemaak as medebroers en susters. Dat U, Here, met ons ook hierdie afspraak van vanaand nakom. En dat ons, Here, kan weet dat deur hierdie samesyn, U, Here, deur die Heilige Gees, U teenswoordigheid aan ons openbaar. Here, word verheerlik in wat ons hier saam aanpak, want ons bid dit en vra dit in Jesus se naam. Met eer en baie danksegging. Amen. Ons skriflesing vanaand vind ons in Matteus hoofstuk 5. En soos gisteraand waar ons Matteus 5 vers 3 gelees het, lees ons ook dan net vers 4 van Matteus 5. Dit lees soos volg: Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die wat treur, want hulle sal getroos word. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Dit is die woord van die Here. Salig is ons wat die woord van die Here hoor en dit in ons harte bewaar. As ons vanaand sou 'n tema rondom die viering van die kerk en die herdenkingsfees van 100 jaar sou koppel aan vanaand, sou dit eenvoudiglik wees: Volkskerk van Afrika, vind julle troos in Jesus. Van al die moeilike, verstaanbare tekste in die Bybel, moet hierdie een seker tel as een van die moeilikste, en van al die saligspreuke is hierdie een seker die mees verrassende een. Verrassend en moeilik om te verstaan, omdat daar 'n duidelike paradoks is tussen treur en seën, tussen hartseer wees aan die een kant en geluk vind aan die ander kant. Dat hierdie twee deur Jesus saam gebruik word, tegelyktydig gebruik word, en dat lyding en hartseer eintlik tot seën kan lei. En wanneer ons dit aanhoor, dan maak dit ons nogal angswekkend. Dit maak ons angstig oor die feit dat ons aan die een kant hoor van seën en aan die ander kant hoor dat dit 'n seëning is wanneer ons lyding spesifiek beleef. Dit voel jy wil soms weghardloop as 'n navolgeling of 'n disipel van Jesus. Maar dit kan ook wanneer 'n mens seëning of verlies en seer en lyding in hierdie lewe al tegemoet gekom het, vind 'n mens juis die troos in daai woorde dat dit kan lei tot seën. Die Nuwe Testament gebruik die woord treur wat dieselfde smart het as diegene wat geliefdes aan die dood afstaan. Dit is die assosiasie hoe die Nuwe Testament omgaan met hierdie woord. Geliefdes, broers en susters, verder moet ons hierdie saligspreuke binne die konteks van twee maniere verstaan. Eerstens binne die konteks
van hierdie saligspreuke gaan dit nie in die eerste plek oor die treur oor ons eie sonde nie, maar gaan spesifiek oor die smart wat te maak het met die verdrukking, die uitbuiting en die vernedering van ander. Dit gaan oor die verdriet, die hartseer wat die verwerpte mens ken en verstaan, en dit gaan oor die leed van daardie verwerping. Dan tweedens wat belangrik is dat dit gaan ook meer as net om die gebroke houding van smart oor die lyding van verdrukking. Hierdie treur is nie maar net 'n houding of 'n gesindheid nie, maar dit is 'n aktiewe treur, 'n gesindheid van smart wat gewortel is in die weiering om die sonde van verdrukking te aanvaar. By uitstek gaan dit vir Jesus om daardie mense wat nie anders kan as om teenstand te bied teen die sonde van verdrukking nie. Hierdie saligspreuke van Jesus het om verstaanbare rede heel wat te sê vir ons in hierdie land en in hierdie konteks waarin ons vandag lewe. 'n Konteks waarin ons mense veral blootstelling het aan korrupsie, aan ongelykhede en die verskillende forme van diskriminasie wat ons in ons burgersamelewing aantref. Nou sê die Psalm, die teks vir ons uit Matteus, geseënd is die wat smart ervaar, wat treur. Geseënd is hulle wat onmenslikheid beleef. Geseënd is kinders wat onnodig op 'n jong ouderdom sterf. Geseënd wanneer mense sonder verhoor aangehou word. Wanneer mense se regte van hulle ontneem word. Vroue en kinders wat mishandel word. Wanneer daar teen die LGBTIQ gemeenskappe gediskrimineer word. Geseënd is jy wanneer jy hierdie baie en ander dinge jou so raak en dat jy daaroor treur. Geseënd is jy nie omdat jy verdruk word nie, maar omdat jy daaroor treur en omdat jy jou toevlug neem na God toe. As kerk word ons gemaan om te ween saam met die wat ween, om by die klagmuur te staan solank die omstandighede nog voortduur. As kerk is ons plek by die wat treur, die wat ween totdat God al hul trane afgedroog het. Dit is die belofte wat hy maak, want julle sal vertroos word. Soos by al die ander saligspreuke is daar ook 'n belofte hieraan verbonde, en dit is die belofte van vertroosting. Hier hoor ons by Jesus self dat daar gaan 'n einde wees aan ons lyding. Naas die belofte is ook die vermaaning, want daar is nog baie treur. Daar is nog baie wat treur, baie onderdrukking, baie armoede en baie geweld. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Kom ons bid saam. Onse Here, ons is swak, maar ons weet dat U sterk is. Ons treur vandag veral as ons kyk na die toestand van ons land. Die ongelykhede, die ongeregtighede wat ons samelewing oorweldig. Help ons, Here, en bied ons troos in hierdie tyd en elke dag. Ons vra dit, ons pleit dit, ons smeek dit
in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Weet dat die Here by u is, dat hy met u is, en dat sy Gees ook binne in u is, vaardig en werkend, om u deur alle omstandighede te dra. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Neem my lewe, laat dit hier u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoei hier, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hulle sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer hier, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my